Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast, my weeklikse Afrikaanse terapie sessie wat ek weer my moedertaal kan praat. Dankie Mike, welkom terug. Altyd 'n voorreg, lekker om weer hier te wees en soos jy sê, lekker om die passie te kan deel in Afrikaans. Ja, ek moet sê, dit is altyd vir my so lekker, want jy sê maar, op 'n stadium raak my Engels op, en ek het net soveel woorde, en dan raak dit vroeg in die week op, dan is hierdie ene ding wat my so 'n bietjie weer 'n hupstootjie gee in die regte rigting, so dankie vir dit. Ek weet jy is bietjie onder druk vandag vir tyd, so ek gaan nie te lank met jou draal nie, so net vinnig, Saterdag se wedstryd teen die All Blacks, die Springbokke wat alles gewen het behalwe die tellbord, en net so oor algemeen jou eerste indruk of jou indruk oor hoofse indrukke? Ek moet vir jou sê, ek het gehou daarvan toe Rassie gesê het, die tellbord vlei nie noodwendig of vertel 'n ware verhaal in terme van die wedstryd nie. Ja, want Suid-Afrika het op tye goeie rugby gespeel vir 60 minute van die 80, was hulle daar in die wedstryd gewees, en ek dink, dis wat 'n span soos Nieu-Seeland geweldig gevaarlik maak, is hulle slaan munt uit, een, in die geleenthede wat hulle skep, en twee, die geleenthede wat aan hulle gegee word. Vir Suid-Afrika om met 2 geel kaarte, 2 dreë af te staan, dit was, dink ek wel is waar die verskil gewees. As jy gaan kyk na die afstorm 3, dink ek was daar hier en daar deur die loop van die wedstryd 'n paar kere wat die bal in die guns van die All Blacks gehop het en reg gehop het vir hulle. En ek dink as jy gaan kyk na daai 2 dreë wat gedruk is, wat basies die verskil is in hierdie telling, saam met daai geel kaarte, dan dink ek dit is deel van waar ek dink die probleem was. Ek dink ook Suid-Afrika, as jy gaan kyk na die statistiek van Suid-Afrika, wat elke keer wat hulle in die 22 van die All Blacks was, nie dit reg kon kry om punte aan te teken nie, dink ek dis die verskil tussen hierdie twee spanne. Nieu-Seeland kon dit reg kry, en ek dink dis waar die verskil in die punteverskil ook is. Ek wil net so vinnig terwyl jy daarvan praat, ek en Harry Jones se gisterand 'n program opgeneem, hy noem dit attack sets in Engels nou, en dit beteken 'n aanvalstelle seker nou maar, wat hy het minuut vir minuut deur die hele wedstryd gegaan, al twee spanne ontleed wat hulle gedoen het en nie gedoen, wat het gewerk en nie gewerk nie. En hy sê vir my, hy steur hom nie in die storie van die 22, keer wat jy nie binne die 22 is nie, want jy kan net sowel 1 meter buite die lyn staan, dan jy die lyn staan gehad, dan tel dit nie as 'n 22 byvoorbeeld nie, echt daai klein goedjies. Daar is 'n baie interessante video, en jy kan duidelik sien uit wat hy daar gedoen het. Hy het gesê, dis die aanvalsgeleentheid, en hy het bijvoorbeeld in pers gemerk om te sê, dis 'n gulde geleentheid, jy weet mos, en dan wat dan gebeur het, en as dit nou skeef geloop en dan het hy 'n rooi gemerk, en jy kan duidelik sien, die tweede helfte veral, waar die Springbokke begin benoud raak het, en vervaard rondgepik het, om na 'n oplossing te kry, hoe hy rooi goed wat hulle elke kans het gehad het, verbrou het. My gevoel is nog steeds, ek dink jy het genoeg saamgespeel voor daai wedstryd nie, dis my eerste indrukke. En ek dink die feit dat Kurtley Arends 'n seer gekry het en die agterlyn geskommel was, het 'n groot impak op daai wedstryd gehad. Ek stem 100% met jou saam, en dis nogal een van die dinge wat ek gemerk het, en ook wat uitgestaan het in Rassie Erasmus se onderhoud, wat hy gesê het, hy vat dit op hom in terme van, na daai besering, hoe hy eintlik veranderinge moes gemaak het in die skram. Hy het nogal gesê, hy dink 'n beter skuif, in hindsight, soos die Engelse gesegde ons is, sou dit dalk beter gewees het om iemand soos Damian Willemse vleuel toe te skuif, Sasha Feinberg en Komizulu heel agter toe te skuif, en dan vir Manie Libbok op loskakel op te gebring het. Dit is 'n skuif wat vir my sin maak, maar as jy nog steeds gaan kyk, presies terugverwysing na jou punt, ons het voor die tyd gepraat oor, is daar genoeg tyd saam gespeel, en ek dink ons het herhaaldelike kere vasgekyk in die ervaring wat die Springbokke het. Dis 'n geweldige ervare groep, en dat ek amper al gevoel het, vervlaks man, die feit dat daar nie so baie wedstryde saamgespeel het, die behoort nie 'n impak te hê nie. Maar hierdie wedstryd het weliswaar gewys, dat selfs al sit jy met die wêreldse ervaring in 44 spelers, in 23 wat gekies is daai kohesie, wat die mooi woord is, wat beskryf nog steeds van kardinale belang. En dis ook een van die redes hoekom Rassie Erasmus gesê het, weet jy wat, as ek gaan kyk na Paul de Villiers, baie goeie speler, maar die verhouding wat iemand soos Siya Kolisi en Pieter Steff te tooi het, was amper al wat vir my ontbreek het by die afbreekpunte, en dit was iets wat die All Blacks geteken het. Afbreekpunte was 'n groot probleem, en dis iets wat Paul de Villiers nie noodwendig in sy arsenaal het nie, en kom ons praat nou daaroor. Gisterand het die leeu vir die Springbokke gewys, hoe moet eintlik te doen, hulle het dan maar so amper deurgetrek, en ek wonder, die Blues het 30 Mei laas gespeel, as ek my datums reg het. Dis amper 3 maande gelede. En Natalie Casson-Roy is 'n fiksheids-instrukteur gewees, 'n SNC afrigter, strength and conditioning, en ek neem aan sy span is al bietjie fikser gewees as die Bulle en die Stormers en die Sharks,
Maar yes, hulle het hom uitstoom geraak op die einde en ek dink, jessie man, kon hulle maar net nie daai ding gewen het. Ja, eerste is die eerste ding, tweede ding is, hulle het vir ons gewys waar die Springbokke verkeerd geloop het en afbreekpunte was een van hulle as jy my vra. Definitief, ek stem 100% met jou saam en ek dink as jy gaan kyk na die Lions wedstryd, dis die een deel afbreekpunte speel 'n kardinale rol. En wat ek opgemerk het by die All Blacks is hulle het 23 omkeer besit bewerkstellig teen die Springbokke. Met ander woorde, by 'n afbreekpunt het hulle 23 keer balle by ons afgevat by die afbreekpunt. En dis waar die Lions dit omgedraai het in hulle wedstryd. Hulle het hulle bal met alles beskerm en het dit moeilik gemaak vir die All Blacks op hulle eie afbreekpunte. En een van die spelers wat werklik waar vir my uitgestaan het, is Siba Mashe. Dit is 'n speler wat jy maar die naam kan neerskryf. Hy is jonk, hy's indrukwekkend, hy is kliphard, hy's fisiek. Hy is werklik een om dop te hou, dink ek. En ek dink hy was een van die losvoorspelers wat vir my nie net uitgestaan het nie, maar gewys het wat gebeur as jy werklik waar die All Blacks aanvat in hulle eie spelpatroon. Ja. En ja, ek dink dit is waar die Lions ongelukkig was met daai laaste 3 wat gedruk is. Voor ons verder self en Mike, net vinnige woordjie van dank aan Jacques van Heerden, daarvan van Heerden and Associates, prokureurs daar aan Wonderboom Montana se kant in Pretoria. Nou, hulle spesialiseer in eise teen die motorvoertuig ongelukke fonds of die Road Accident Fund. As jy voel jy was in 'n motorongeluk betrokke, jy is geregtig op vergoeding, of jy is dalk besig met 'n eis en jy kom nêrens nie, hier is die ouens om mee te gesels, of jy in die Kaap en of jy in Katoo is en of jy in Prieska of Pretoria is, maak nie saak nie, hulle kan jou help. Enige plek in die land, kontak hulle gerus, hulle kontakbesonderhede is hier onder in die beskrywing. Jy kan ook hulle webwerf besoek. Dit is van heerdenlaw.co.za. Hulle is die manne met die wat weet hoe om met die motorongelukke fonds te werk. So, dankie Jacques, waardeer julle ondersteuning. Dit maak vir ons moontlik om elke week lekker in Afrikaans rugby te kan gesels. Nog gepraat het van moontlike Springbokke. Kyk nou, ek dink nou die een, jy weet daai gesegde van jou as jy nog op jou sterfbed lê, dan dink jy nie een wat weggekom het, die meisie met wie jy moes getrou het en jy weet wat ek al. En ek wonder baie keer of die bulle nie wonder die een wat weggekom het, Chris Smith, nee. Wat het hulle besiel, daai ouens, maar hy kon hom maar wraggies, almal dink hy so 'n tipe van 'n faal ouetjie is glad nie, man. Daar het hy geweet, wys gisterand weer net so goeie losskakel hy nou eintlik is dit nie? Fantastiese speler, 'n speler wat werklik speel wat voor hom is. En ek moet vir jou sê, ek onthou die jare wat hy vir Maties 'n Waastie beker gespeel het, was dit 'n loskakel wat almal gesê het, hy gee homself net geweldig baie tyd. Dit lyk na 'n speler wat gemaklik is onder druk, maar selfs in die tye waar hy tyd het om 'n besluit te neem, is hy 'n speler wat voor hom speel, dit wat voor hom is. En ek dink ook baie keer as jy hom moet vergelyk met die tipe wedstryd, en ja, ek weet, die kyker gaan dalk eers sê, ja, maar is 'n ander tipe speler wat in die All Black nou gespeel het teen die Lions, dit is nie dieselfde span nie, ek weet, dit moet in gedagte gehou word, maar ek dink die spelpatroon wat die All Black speel, is een van waar daar gewys word, jy het nie baie tyd om 'n besluit te neem nie. Dit is 'n verdedigingslinie wat baie vlak op die omkantlyn lê, maar Chris Smith het dit gisteraand gewys, hy's rustig, hy's kalm, hy vertrou die speler aan sy buitekant en die Lions het baie goeie ondersteunende spel gespeel en ek dink dit het te doen met 'n generaalrol wat Smith vertolk het wat rustig is. Jy het 'n bietjie geplaas van die Lions, die scrum is 'n bietjie swaar geleef. Veral toe Boan Venter ek dog dit gaan nou, ja, hier kom dit nou en toe is dit nie eintlik so nie, nee. Ja, en dit is snaaks genoeg een van die dinge wat ons as Suid-Afrikaners nou nogal onsself pride, as ek nou weer die Engelse woord gebruik, in ons fisiese intensiteit wat dit kom by die vaste verset en skram ook. En as jy gaan kyk teen die Lions en teen die Springbokke, beide hierdie wedstryde is dit nogal een van die areas wat die All Blacks geteiken het. Ek kyk byvoorbeeld toe Zachary opgekom het by die Springbokke. Hy het swaar gekry in die skrams. Hy was keer op keer gelig in die skrams gewees. Wat vir my sê dat die tegniek van die All Blacks in terme van die ontwrigting van die skram is baie goed, want ons het gedink, nee wat, hier is 'n span wat jou nou nie van die bal af gaan stoot nie, en selfs waar die All Blacks oorheers was in die skram, het hulle nog steeds baie goeie balbesit van die vaste faset afgekry. Dit spreek boekdele van die kwaliteitspelers wat hulle in skakelpare het in beide die spanne van die All Blacks. Ek dink wat daar vir die Blues geplaai, daai twee slotte wat op die einde op was, Hayden Andrews en ek kan nie die ander onthou nie, is 'n bietjie lig gewig, 'n bietjie lig. Maar ek het 'n baie interessante ding by ons gemeenskaplike vriend Ari Hougaard gehoor en jy was 'n stit op 'n stadium. Ja. Ek het so 'n bietjie voorlangs in die engine kamer gewoel en gewerkskaf en ek moet vir jou sê dis 'n interessante plek om jou kop in te druk en ek haal my hoed af vir skeieregters want dit is dikwels baie moeilik om te weet wat en hoe daar aangaan.
Maar ek moet vir jou sê, ek het so 'n bietjie die tegniek van die opposisie bevraagteken met sekere tye. Ja, want watter kant jy gespeel? Loskop of vaskop? Ek het loskop gespeel. Nou ja, dis hoekom ek jou wil vra. Gerard Steenekamp, jy het opinie oor daai strafskop wat hy afgestaan het. En ek sê afgestaan het. Wat is jou gevoel daaroor? Man, aangesien die kollig nou daarop skyn en ek nou nie 'n moordkuil van my hart gaan maak nie, ek reken dit was nie die regte besluit gewees nie. En ek weet, baie ondersteuners gaan sê, ja, nou word die skeieregter weer ingetrek op die beslissing. Maar as jy gaan kyk na hoe die skram gedraai het, daar is min tot amper geen kans dat 'n loskopstit op jou eie bal daai tipe besluit gaan maak om 'n skram te draai as jy veral gaan kyk waar jy was in die veld op die posisie wat jy gehad het. En dan bring dit my mee, as jy op die aanval is, hoekom gaan jy die skram draai in so 'n manier en so uitgedruk word? Dis juis in jou eie bal, waar jy vir jou flank sê, luister, kom wat wil, jy druk in op my, want dis ons bal, jy hoef nie nou te fokus op verdediging nie, so help my skram. En die manier wat hulle gesê het, hy gedraai het, sê vir my dat sy flank dit nie kon bekostig, of dalk nie daar was vir ondersteuning nie. En ek bevraagteken dit. Op jou eie bal gaan al 8 skram, ons weet wat daar iemand se taktiek is met die skram, ek dink daai was die verkeerde call gewees. Hulle sê Gerard het walkabouts gegaan. Jy weet, wat beteken dit? So wat dit beteken is, as jy jou lyf in lyn het, jou skouers en jou heupe is in lyn, as jy walkabout, beteken dit jou heupe gaan dadelik uitgaan en jy probeer inskram. Nou, as jy gaan kyk, en dis hoekom ek ook bevraagteken of jy dit gaan doen in die posisie waar die skram was, op die veld. Dis nie die skouer wat jy wil hê nie, jy wil die regter skouer hê, want jy wil die opposisie flank uit verdediging uithaal. So jou vaskop gaan sy skouer probeer kry, en ek dink dis hoekom ek sê, om te sê hy het gedraai en omgekom om in te skram, dis hoekom ek sê, ter verdediging, dink ek daai was nie noodwendig Gerard se skuld nie. Nou, ons weet die All Blacks is beroemd, bekend daarvoor. Hulle, as jy byvoorbeeld, as hulle verdedig agter hulle doellyn, hulle hou daarvan om die ou oor die doellyn te trek, dat die bal opgehou word. Dis deel van hulle taktiek. Nou, sal hulle net byvoorbeeld daai skram nou as prins draai, wheel, jy weet, hulle gee pad. Is dit nie eerder wat daar gebeur het, dink jy? Jy is 100% korrek. Wat gebeur is, as jy gaan kyk na die skram, is baie keer dan word spanne gestraf vir early engagement of early shoving. Dis nou maar die Engelse terme. So dis spanne wat of te vroeg kontak maak en die skram bind, of te vroeg daai eerste kragpunt probeer oorheers. En wat die oppositie baie keer doen, veral waar jy kan bind aan die try, so jy kan bind hier op die sy of op die blad van 'n ander stit. Al wat daai vaskop doen, is hy bind en hy die oomblik as hulle kontak maak, dan hulle sê hy absorbeer die slag van die impak. En dan dadelik begin hy daai kontak verloor op die agtervoet. En dan lyk dit asof een van twee goed gebeur. Of jy draai die skram, of jy kry die early engagement. En dis hoekom ek sê, ek het so 'n paar keer met 'n paar skrams die taktiek van die oppositie bevraagteken. Die dark arts, wat dit Een van die mense op ons clubhouse, Owen Murphy, het 'n broertjie dood aan hierdie dark arts. Hy sê die feit dat almal dit doen en die skeieregter dit nie optel nie, maak dit nie geloofwaardig of wettig nie. En ja, ek verstaan sy standpunt nogal. As jy nou wegkom met 'n misdaad, bly 'n misdaad. Maar ja, dis 'n storie vir 'n ander dag. Terwyl ek nou praat van die clubhouse mense, asseblief, die Megafoon clubhouse, ons is nou op 'n tweede fase van ons toets. As jy wil deel word van die clubhouse, gaan op ons webwerf megafoonrugby.com en gaan na die clubhouse bladsy toe en gaan vul hom daarin. Jy moet asseblief jou YouTube handle, jou YouTube naam insit dat ons jou kan gaan kyk, want ons is baie streng. Ons gaan nie toelaat dat daar 'n klomp mense op is wat hulle self nie kan gedra nie. Kom ons doen dit maar so. Ons sal jou uitnooi as ons van jou hou. Asseblief gaan doen aansoek daarvoor. Ons soek nog 50 mense. Asseblief kom word deel van ons. In elk geval, Mike, kom ons praat nou vinnig oor die naweek wat nou kom. Rassie het toe nou besluit, nee, wat laasweek se drama en alles van Antriege van die veld af het dan nie eintlik vir die Springbokke gewerk nie. So kom hierdie week, kom ons nog gou maandagooggend die span aan nog voor die eerste oefening. En toe sit in 'n Verseer kollisie daar in hakkies met Paul de Villiers voor die eerste oefening, want hy moet mos maandag oefen om Saterdag te kan speel. Maar die span aankondig voor die oefening. Ek is baie tereggewys op my fout daar, mense. Ja, ek verstaan dit nou 100%. Maar in elk geval, dis nou 'n tegniese punt. Die feit van saak is Sia speel Saterdag. Dankie tog. Sia speel Saterdag. Ek is baie opgewonde oor wat dink jy daarvan?
Wat vir my baie interessant was die kommentaar wat Rassie juis gemaak het oor 'n speler soos Siya Kolisi. En ek gaan nou dit lees want dit was vir my 'n baie mooi aanhaling geweest en ek dink ons het voor die eerste toets het ons gepraat en verwys na die leemte wat Siya Kolisi los deur nie deel te wees van dit nie. En hy het gesê, "It's not just a game that he's good at. He's a very inspirational person on and off the field." En ek dink dis die impak wat iemand soos Siya Kolisi bring. En dan verwys ek ook weer waarna ons vroeër gepraat het oor die kohesie wat hy en iemand soos Pieter-Steph du Toit het. Behalwe vir die mens wat Siya is, die aura wat hy bring wanneer hy deel is van die Springbokspan is inspirerend. Veral in die grootste wedywering teen Nieu-Seeland. Almal het half gevoel Siya moet deel wees van hierdie toer en toernooie ook natuurlik. En ek dink as jy kyk na Siya Kolisi, Siya maak geen moordkuil van sy hart wanneer hy sê, ja, ek dra die kapteinband om die arm, maar daar's soveel leiers in die span. Pieter-Steph du Toit het hom baie goed van sy taak gekwyt. Maar die afbreekpunt het ons nou na verwys en ek dink dis die ervaring wat Siya Kolisi bring. Beide op verdediging en op aanval by die afbreekpunte is Siya Kolisi 'n baie goeie kommunikeerder. En Rassie het nogal verwys na die gatekeepers. Nou ons het altyd daarvan gepraat as jou pivots, dis die twee persone wat direk langs die loskraam staan, veral op verdediging. En dan kan die res van die verdedigingslinie dan uitspasieer teenoor jou oppositie. En dis waarin Pieter-Steph du Toit en Siya Kolisi baie goed is. So hulle is daai twee merkers waarop Rassie staat maak, veral by die afbreekpunt. En ek dink dit is wat ons onderskat het in terme van, ja, hierdie spanne het 100 wedstryde en ervaring as individue. Pieter-Steph du Toit speel hierdie naweek sy 100ste. Maar die ervaring wat hulle bring, ons het nou verwys na Chris Smith wat speel wat voor hom is. Ek dink dis iets wat jy leer net met wedstrydtyd. Ek moet jou sê, ek is half bly dat dit nie vir Pieter-Steph du Toit die kaptein weer gemaak nie. Ongeag wat laas naweek gebeur het, dis sy 100ste wedstryd. Dis 'n groot ding en ek het, jy weet, Rassie het 'n paar keer na verwys. Hulle wil nie te veel ophef daarvan maak nie, want dit sit 'n soort van 'n druk op die spelers en dan kom die wiele so 'n bietjie af, né? Om nou in die 100ste wedstryd daar uit te draf, hy gaan waarskynlik saam met sy vrou en sy kinders op die veld loop, al daai emosie en dan moet nog kaptein ook speel, jy weet. Ek dink dis 'n goeie skuif gewees om daai kapteinskap van hom weg te vat. Ek het nou al hele paar keer hierdie week gesê, ek dink Pieter-Steph is nie luid genoeg nie, hy praat nie genoeg nie. Ek dink dis een van sy tekortkominge as 'n kaptein. Ek sê nie hy's nie 'n goeie kaptein nie, maar om met die skeieregter te praat. En dis net daar was Siya. Ek het al gesê 'n paar keer en vandag in ons lunchbreak episode op megafoon ook gesê, as Siya op die veld is, hy het net 'n teenwoordigheid. Al klaar net die feit dat jy met Siya Kolisi praat, skielik is die skeieregter so half van, Siya Kolisi. Jy verstaan wat ek bedoel en dit maak tog 'n verskil, dink jy nie? Ek stem 100% met jou saam. Ek dink die respek wat Rassie bewerkstellig het as afrigter, is die respek wat iemand soos 'n kaptein soos Siya Kolisi by die skeieregters ook het. Hy's 'n geweldige, die Engelse gesegde is 'n well-spoken young man. En ek sê young man, want ek dink in terme met die wêreld is hy nog baie jonk en so aan, maar vergelyk my jou. Die respek wat hy het by afrigters, by oppositie en by skeieregters veral, die manier hoe hy met hulle kommunikeer. Daar's nie een skeieregter wat ek van weet wat vir Siya Kolisi nog ooit ergens op een of ander tyd gesê, Siya, sorry, ek gaan nie nou met jou praat nie. Want die manier wat hy die skeieregters benader is eenheid respek uit. En hy vra. Hy wil weet, hoekom is hierdie gebeur? En ek dink dis iets wat Pieter-Steph du Toit dalk kon leer en dalk beter kon doen, is om vir die skeieregter te vra, help my om te verstaan wat en hoekom daai so geïnterpreteer is, veral by 'n afbreekpunt of by 'n skram, want dis wat ek ervaar het. En ek dink dis iets wat Siya Kolisi baie goed doen. Ja, dis 'n interessante ding. Nou jy bly nou in die Kaap, né? En ek en Arie het ook nou die dag gepraat en hy sê daar kom 'n koue front in, Jan de Koning sê daar kom 'n koue front in. Maar daar lyk my daar's 'n meningsverskil of wat gaan reën tydens die wedstryd. Wat is die nuutste wat jy hoor daarso? Ek het ook gehoor dat dit gaan reën na die wedstryd. Dit gaan koel en winderig wees, maar ek het gehoor dat die reën eers na die wedstryd gaan wees, wat baie goed gaan wees. Maar een ding wat ek nou vir jou kan sê, wat ek agtergekom het in die laaste paar wedstryde wat hier van 7 uur die aand af, veral daar by Kaapstad Stadion gesê, dis by die see, dis teen die kus, so dis verskriklik douerig. Die veld is regtig douerig en dit maak dit baie moeilik vir hantering, maar beide hierdie spanne gaan in dieselfde omstandighede speel en kondisies speel. Solank as wat die reën wegbly, dink ek sal die Springbokke definitief 'n kans staan om hierdie tweede toets te kan wen, veral met die span wat in ag geneem is. Maar kyk, die Kaapse weer is ons onderste bo, of nie alle tye. Ek bedoel, as ek wakker word in die oggend in die Kaap, as dit nog donker in die winter en
11 uur die aand sit nog lig of wat ook al. Dit vang my heeltemal onkant elke liewe keer. Ek wil net begin hulle nie 5 uur speel nie, dus dan gaan dit nie 'n verskil maak nie. Weet jy, ek dink dis een van die goeters waarby gelukkig is. Dit is soos jy sê, die wedstryd is 10:05 afskoptyd. Ek dink nie Kom ek sê jou nou so, ek is nou nie 'n weerkundige nie, maar ek dink nie bewolkte omstandighede gaan regtig so groot impak hê nie. En dis hoekom ek sê, dalk mag dit hier en daar as gevolg van die feit dat jy teen die kus is, gaan daar dalk 'n bietjie dou op die veld wees, selfs daai tyd van die middag. Dit is maar altyd die geval. Die wind is ook baie snaaks. As hy eers in die stadion is, dan tol hy baie keer. So dis nie 'n geval van hoor ons wil saam of teen die wind speel nie, want 5 minute later is jy saam die wind en 10 minute is jy teen die wind. So ek dink regtig dat as gevolg van die feit dat dit so teen die see is, mag dit dalk 'n impak hê onder voet op die dou. Praat my oor Handré Pollard, Manie Libbok en Sasha Feinberg en KwaZulu. Nommer 1, hoekom dink jy is Handré in die beginspan? Hierdie gaan 'n baie onpopulêre opinie wees. Ek dink met Cheslin Kolbe wat baie goed geskop het in die vorige toets, is Handré Pollard daai bestendige loskakel, nie net met die skopstewel nie. Jy weet amper half, hy kan enige iets van 60 meter nader, gaan jy 'n kans staan om 'n strafskop tussen die pale deur te klits. En ek dink dis iets wat Cheslin Kolbe dalk 'n korter skopper maak, waar ek weet nie of Sasha Feinberg en KwaZulu daai afstand op sy strafskoppe het nie. En die rede hoekom ek sê dit gaan 'n onpopulêre opinie wees, is ek reken dat in hierdie tweede toets gaan ons telbord druk op die All Blacks wil sit. Ek dink dis iets wat ons gemis het. Rassie self het gesê, ja, daar was 'n paar keer wat ons dalk die strafskop moes gevat het en tussen die pale deur geklits het, veral in ag geneem hoe goed Kolbe geskop het, maar ons skram het ons altyd nog geteken as 'n goeie punt en 'n sterk punt. Ons het egter nie so baie strafskoppe afgedwing in die skram om daai telbord druk danksy 'n bestendige skopstewel soos Kolbe te kan doen nie. Die een ding wat ek dink Handré Pollard bring eerder as Sasha Feinberg en KwaZulu is, Sasha is 'n baie vlak speler. Hy wil baie hardloop met die bal, 2-3 tree gee voor 'n snaakse paas dalk afgee of wegkry of so. Handré Pollard is 'n speler wat bietjie dieper lê, sy agterlyn lê bietjie dieper en veral in ag geneem as jy gaan kyk na die verdedigingslinie van die All Blacks, dink ek dis wat jy nodig het in loskakel. Dis interessant. Iemand het vir my gesê, die een van die redes hoekom ons nie die strafskoppe moet vat pale toe nie, is ons is nie goed met die afskoppe ontvang nie. Met hulle All Blacks, ons teken punte aan, dan skop die All Blacks af en onmiddellik staan ons amper weer punte af. Jy weet daai tipe ding. Ons ja. Ek wonder hoeveel waarde steek daarin. Ja, die All Blacks is 'n span wat nou nogal baie druk opsit en Ruben Love, nou dat jy dit noem, is 'n loskakel wat hou daarvan om sy spelers kans te gee om onder die bal in te kom. Ek dink egter nie dat ons so geweldig dat dit 'n teken is vir die All Blacks om ons dadelik in 'n posisie te sit waar hulle punte teen ons aanteken nie. Ek dink ons het redelik bewys dat ja, ons maak foute met die afskop, maar ek dink dis in 'n mindere mate. Ek dink nie regtig dit sal 'n groot teken wees nie. Ek dink egter ook dat Suid-Afrika die afskoppe kan gebruik om 'n goeie aanvalspunt te kan loods. En die rede hoekom ek dit sê is juis met iemand wat ons nie kan vergeet nie, is daai nuwe reël van die 22 as jy nou uit jou gebied uitskop en ek is nog steeds op 'n plek waar ek daai bevraagteken van wanneer is dit nou eintlik my bal as ek in my kwartgebied was en wanneer nou nie, maar ek dink ook Suid-Afrika met 'n skopspelstyl sal baie keer kan munt uitslaan in daai konsep. Praat jy van die 50-22? Daai 50-22, ja. Daai tipe en ek dink as jy gaan kyk met iemand soos Handré Pollard, hy's verskriklik akkuraat. So ja, as ons die afskoppe kan beheer, dan kan ons dit ook gebruik met iemand soos Handré Pollard wat druk kan sit. Maar ek moet vir jou sê, ek dink nie ek het dit nou nog nie regtig so fyn gekam en dopgehou dat die All Blacks ons afskoppe so ontwrig of direk na afskop dadelik punte aanteken nie. Nee, dis baie interessant jy nou daar sê, want gisterand toe ek en hy nou hierdie hele aanvalspelle ontleed, toe sê hy nogal opvallend van die All Blacks, elke liewe All Black agterspeler kan 'n 50-22 skop. Cam Rowe kan, Ruben Love kan, Jordie Barrett kan, Quinton Paya kan, Josh Moorby kan en Will Jordan kan en natuurlik Damian McKenzie kan. Almal kan. Wie in ons agterlyn kan 'n 50-22 skop? Net die skramskakel en Kobus en miskien in Handré. Dis 'n interessante ding wat jy daar neem. Wat dink jy daarvan? Ja, ek stem met jou saam. Ek dink daar's iets wat Damian Willemse aan kan werk in terme van sy skopspel. Hy's baie goed onder die hoë bal, hy's bestendig onder die hoë bal en hy kan ook baie goed aanval. Maar dis die een ding wat ek dink sy skopspel word nie so benut nie. Ek dink nie hy's daai tipe speler nie. Ek het dit bitter min van hom gesien dat hy regtig 'n bal uit sy 22 uit skop en dit kan doen. So ek dink dit is nogal een van die dinge waarop Suid-Afrika kan fokus.
Ek dink ek was nou onregverdig geweest want toe jy nou net dink, o ja, maar hy het mos daai piesangskil 50-22 geskop een keer. Onthou jy dit? Net om my verkeerd te bewys. Ja. Dankie MB, ja, dat jy daai ene nou opbring. Dis eintlik wat ek wou sê, hoor. Ja, nee, natuurlik. Ek verstaan 100% wat jy sê. Dit is voor die mense in die kommentaar as jy onder uithaal oor hulself vergeet. Ekskuus mense, ek het net vir 'n oomblik tydelik vergeet van Damian Willemse. Wie kan ons vergeet van Damian Willemse? Waarskynlik amper een van ons beste spelers, maar nou ja. Dis net een van daai dinge. Nou daai bank van ons, nou met al daai ou manne, weet Lode Jager is daar en Deon Fourie, die oudste Springbok nog ooit is daar. Weet hy word volgende maand 40. Ja, wat is jou gedagtes agter al daai veranderings op die bank? As jy gaan kyk na die span wat gekies is vir die begin en die bank, is dit baie duidelik en daar's 'n rede hoekom Rassie gesê het die impak van die bank in die eerste toets was nie so merkwaardig geweest nie as gevolg van die feit dat die beginspan nie gedoen het wat hulle moes doen nie. As jy gaan kyk na die beginspan, is dit 'n span wat met 'n duidelike missie uitgestuur is om daai bestendigheid te bring, daai oorheersing te begin bevestig van wat ons wil doen en behaal in die tweede helfte om die wedstryd weg te sit. As jy gaan kyk na Deon Fourie, dit was die uitstaanspeler in die Stormers toe hulle teen die All Blacks gespeel het. Dadelik na daai wedstryd was hy deel gemaak van die kampok. Daar's 'n rede hoekom Deon Fourie daar is. Die afbreekpunte was een van die kommerwekkendste punte gewees in die eerste toets. Deon Fourie is daar. Die rede hoekom ek dit ook sê is Paul de Villiers is nie bank toe geskuif nie. Deon Fourie is daar gelos en Sia is deel van die beginspan gemaak. So Deon Fourie het 'n geweldige groot taak. As jy gaan kyk na iemand soos Lode Jager, Cameron Hanekom en dan Gerard Steenekamp en Thomas de Tooy wat die voorspelers uitmaak van hierdie bank. Dis geweldig fisieke spelers. Ek moet vir jou sê, as ek nou te staan moet kom teen Ox Nche, Marx en Wilco Lou en die volgende oomblik kom iemand soos Thomas de Tooy en Gerard Steenekamp op, dan gaan my moed in my skoene sak. Ek dink dit is die span wat dit kan regkry om in ons skrams te kan oorheers, strafskoppe af te dwing en dan stelbord druk op te sit. Dis wat ek lees in die bank wat gekies is. Jy is 100% reg hoe Deon Fourie, maar hy het nie as hakker gespeel vir die Stormers nie. Ek vermoed hy's maar net daar soos Marco van Staden by die Bulle, hy's op nommer 16 ingeskryf, maar hy gaan nie 16 speel. Hy Mark gaan daar bly, as jy my vra. Ek dink jy is reg. Ek dink daar gaan van Marx verwag word om 80 minute te speel. Ek dink dit gaan dit veral omdat Sia het dan nou geregtelik maandag die oefening geslaag en die fiksheidtoetse geslaag en voluit gehardloop, maar ek reken dat Deon Fourie dalk mag opkom vir Siya Kolisi hier na die 60-70ste. Nou kyk, Harry is ons oortuig dat Cameron aankom is eintlik 'n 6. Jy weet, dis 'n ander ding wat ons dalk in gedagte moet hou. Jy weet, 'n ander Estreisen op 7. Dalk bly Jasper op, Cameron op 6. Ek sien nie of ek sal op hom te sien hoe lyk hy op 8. Maar net so vinnig sê deel van die hoekom my bokbombank, soos ons vriend Simon Riekert sê. Dis nou vir jou tongknoper. Is omdat die ontwrigting in die begin, hulle wou vir ander Estreisen in die voorspelers gesit het en toe met Curtis besering was die hele ding agterlyn, weet, skommels as ek gesê het en toe werk die bank nie meer nie. Dis wat as jy moet sê, die 6-2 bank het hierdie keer so 'n bietjie nou moet ek baie vinnig dink wat Afrikaanse woord gebackfire. Ek kan nie onthou nie. Ja. Gebackfire. Dis wat dit is. Maar nou ja. Right nou ek vinnig met jou praat daaroor wat dink jy die All Blacks gisterand geleer uit hierdie Lions wedstryd uit? Dink jy hulle het 'n bietjie van 'n skrik gevang, enige aanpassings? Wat dink jy? Ek dink as jy gaan kyk na die span wat gespeel het, dit was lekker geweest om Richie Mo'unga weer op die veld te sien en dit is een van daai spelers wat geweldig baie klas en styl het. Rico Ayoni het geweldig gevaarlik gelyk. Op die aanval veral is dit een van daai spelers wat jy dop sal hou. So ek weet nie of Dave Rennie dalk sekere spelers dop sou gehou het en gesê het, weet jy wat, dit is spelers wat 'n ou vir die derde en die vierde toets dalk kan kans gee afhangende van wat in die tweede toets gebeur het. So ek reken dat daar is individue dop gehou in 'n wedstryd teen die Lions, maar ek dink nie dit sal 'n groot impak hê op Dave Rennie se groter prentjie nie. Ek dink Sam Derry verseker. Kyk, hy is 'n gevaarlike slot en hy's vinnig. Ons sien hoe hardloop hy vir Andrew Liebenberg weg, hy weet dit teen die Bulle. En hy is 'n slot en Andrew is 'n flank. Nou ja, dis 'n storie vir 'n ander dag. Nee, goed, ek stem met jou 100% saam. Net so vinnig mense, Martin Devlin is hier in Suid-Afrika, maar hy natuurlik hy word in alle rigtings getrek. So ons is besig om tyd en datum met hom vas te maak. Ons het al 3 keer dit uitgestel. So ons gaan nou môre middag met hom 'n opname doen vir die lekker akbord op Megafoon na die All Blacks se span aankondiging. Dan kan ons ook 'n bietjie met hom gesels en oor wat hy daarvan dink. So ja, ek het nou 'n groot flater begaan. Ek het nooit gevra wat jou voorspelling is nie.
Ek reken dat die Springbokke hierdie een in Kaapstad gaan terugtrek. Ek het nogal hierdie week gesels met mense wat sê, "O, daai sogenaamde 100 wedstryd curse waarvan almal praat en na verwys." Oxenche speel natuurlik sy 50ste. So ek hoop dat dit kan uitbalanseer en dat dit nou nie weer 'n tamaletjie sal wees of veroorsaak dat ons gepootjie word hier in Kaapstad nie. Maar ek reken dat die Springbokke hierdie een sal regstel. Ja, ek dink hy gaan baie naby wees. Ek dink nie dit gaan enige glorieryke flashy wedstryd wees nie. Ek dink dit gaan maar net kry net die wen. Kry net die wen. So ja, dankie Mike, dit was lekker soos altyd om met jou te gesels. Sien uit na volgende week. Waardeer en sien uit na die naweek. Geniet die wedstryd. Jy gaan seker kyk. Ek gaan daar wees, ek gaan my stem laat hoor, my stem laat tel. Ek sal stil bly tydens die haka, maar daarna sal ek Jy luister vir as hy praat, né? Ja. Dankie en weer wat 'n voorreg. Lekker dag. Goed gaan daar. Tot dan.